Baie welkom by hierdie week se episode van Woensdag Woord. Dis lekker om weer saam met jou ook te kuier. Ons het onlangs kombuiskaste reggepak en onder andere die spens skoon gemaak. Nou ek bedoel daardie tipe skoonmaak waar jy op 'n stoel staan en dit wat ver agter op die rakke staan ook nader trek en afstof. Groot was my verbasing toe ek afgekom het op 'n paar verlore konfytbotteltjies. Botteltjies wat nog onoopgemaak is, party nog kompleet met 'n lint om en mooi etikette opgeplak. Maar toe ek die etikette begin lees, het dit my getref. Die meeste van hierdie konfyt was eintlik lankal oor hulle vervaldatum. Ons het die botteltjies of gekoop by 'n mark of iewers persent gekry, kan nie onthou nie. Maar iewers met die verloop van tyd het dit toe agter op die rak beland. Dit was steeds mooi van buite, onaangeraak, maar nou was dit nutteloos en dit kan nie meer geniet word nie. Wat eintlik bedoel was om lekker te smaak op 'n vars gebakte brood of 'n warm roosterbroodjie, is nou net goed genoeg om weg te gooi. En toe tref dit my. Dit is ook hoe baie gelowiges hulle geloof hanteer. Hulle hou dit netjies en onaangeraak, gebottel as jy wil, en ook veilig op die rak. Van buite af mag dit nog aanvaarbaar lyk, maar alles binne-in het lankal opgehou om lewe te gee. Dit word dan 'n geloof met 'n vervaldatum, of soos die Engelse sê, 'n sell-by date. Dis die tipe geloof wat nie ingegooi of ingeroer word in die werklikhede van 'n stikkende wêreld nie. 'n Geloof wat net op die rak staan en wat nie bruikbaar is nie. Dit is asof sulke gelowiges hulle self wil preserveer vir 'n dag wat nooit kom nie. Hulle bid eerder om beskerming as om gebruik te word deur die Here. Hulle vra eerder vir veiligheid en gemak as wat hulle bid vir 'n nuwe opdrag of 'n roeping. Hulle hou van die idee van diensbaar wees, maar solank dit tog net nie saam met te veel ongemak gepaard gaan nie. 'n Preserveermiddel geloof het natuurlik ook 'n hele paar nadele. Dit raak in baie opsigte voorspelbaar, dit raak rigied en uiteindelik ook irrelevant. Want geloof wat nie groei of beweeg nie, begin mif. Dis 'n geloof wat bang is om hande vuil te maak en ongemak te verduur. Maar ons weet mos nou die evangelie werk nie so nie. Ons geloof was nog nooit bedoel om gestoor te word tot 'n latere datum nie. Dis bedoel om vars te wees, om lewe te bring, om aansteeklik te wees, om uit te daag, maar ook om grense te skuif. Nou toe Jesus oorspronklik sy disippels geroep het, het hy hulle nie beveel om weg te kruip nie, maar om hom te volg. Hy het hulle geroep om vissers van mense te wees. Nou die van ons wat hou van visvang, weet dit kan ook 'n morsige affære raak. Jy gaan heel moontlik nat word. Jy gaan stink na aas en dalk gaan jy selfs jou hande vuil maak. Soms gaan jy die hele dag by die viswater sit sonder om iets huis toe te vat. Maar tog daag jy weer die volgende keer op en jy probeer weer. Nou ek wil ook sê, daar's natuurlik niks verkeerd daarmee om te bid vir 'n mens se veiligheid en beskerming nie. Die Bybel is vol sulke gebede. Ek dink sommer aan Psalm 91 as 'n voorbeeld, wat eintlik 'n lied vir beskerming is. Jesus self het ook sy volgelinge dikwels geleer om te bid en een daarvan was die bekende Onse Vader gebed waar hy gebid het, bewaar ons van dit wat boos is. Maar dit mag nie die volle hartklop of die som totaal van jou en my geloof wees nie. As al wat ons vra bewaring is, sal ons altyd probeer om ons rakleeftyd te verleng, eerder as om onsself uit te giet vir God se doel. Want die Here het nie net ons harte gered om dit dan mooi in plastiek toe te draai nie. Hy het ons aangeraak, juis om ons ook te stuur. Sy gees leef nie net in ons sodat ons kan oorleef nie, maar sodat ons kan oorborrel van nuwe lewe en ander mense se lewens vul. Om 'n disipel te wees is nie om te huiwer, jou hande vuil te maak en jou hart oop te maak nie. Dit is om soos die barmhartige Samaritaan te leef in Lukas 10. Nie net te stop en te kyk nie, maar ook in te gryp daar waar daar nood is. Nie net om jammer te voel vir 'n slagoffer nie, maar om op te offer. Nie net om 'n mooi gebed op te sê nie, maar jou tyd en jou silwer ook te gee vir daardie gewonde vreemdeling. Laat my ook dink aan Stefanus in Handelinge 7, wat terwyl hy met klippe gegooi word, nie sy vyande vervloek het nie,
maar vir hulle ingetree het in gebed en hulle vergewe het. Dis 'n geloof wat vars ruik, nie na preserveermiddels nie, maar na die nuwe lewe van Christus. Ons wêreld het nie nog geure van ingelegde godsdienst nodig nie. Dit het mense nodig wat bereid is om hulle lewens oop te breek soos brood en uitgedeel te word vir ander se honger. 'n Botteltjie konfyt mag netjies lyk en daar mag dalk self sentimentele waarde daarin wees, veral as dit met sorg gemaak is en byvoorbeeld met die resep wat van ouma afkomstig is, dalk nog met 'n handgeskrewe etiket of 'n fyn lyntjie om die deksel. Maar wat help al hierdie buiteversiering as die binnekant intussen sy geur verloor het? As die vrugte geskei is van die stroop? As die suiker begin kristalliseer het en jy wonder of dit nog veilig is om te eet? Nou dis 'n baie skerp beeld, maar dit is ook hoe die menslike siel kan lyk. 'n Geloof wat vir jare nie oopgemaak is nie en nie gedeel is nie, nie geleef is nie, verloor mettertyd sy krag. Maar 'n geloof wat netjies bewaar word vir 'n spesiale dag, loop die gevaar om ook onbruikbaar te word, juis vir vandag. 'n Geloof wat vir die rak bewaar word, is nie 'n geloof wat kan volg in Christus se voetspore nie. Dis 'n geloof in museumformaat. Want net soos konfyt bedoel is om oopgemaak en saam met ander gedeel te word, is geloof bedoel om uitgeleef te word in die realiteite van die alledaagse lewe. Daar waar 'n goeie vriend dalk deur 'n moeilike tyd gaan, of daar in die oggend verkeer wanneer die kinders laat is vir skool en jou geduld beproef word, of dalk in die kantoor as jy in die baas koppe stamp. 'n Preserveermiddel geloof probeer om die lewe uit te stel, in plaas daarvan om jouself aan God oor te gee, probeer jy alles op ys hou. Jy probeer dit netjies en veilig hou. Jy vermy doelbewus daardie moeilike situasies en jy bly eerder op die maklike pad. Jy sê, ek sal help, maar net solank ek veilig is en gemaklik is. En dan dink jy meer aan wat jy kan verloor as wat jy vir ander kan gee. Maar nou kom Jesus en hy roep ons uit daardie gemak uit. Hy roep ons na die plekke waar ons hande gaan vuil word en ja, partykeer selfs ons harte dalk mag breek. Hy roep ons na die lyding van ander, nie sodat ek en jy toeskouers kan wees nie, maar sodat ons draers van hoop kan wees. Ons leef in 'n tyd waar baie mense genoeg gehad het van al die oppervlakkige, mooi versierde godsdiens wat nie meer lewe gee nie. Die wêreld het nie nog bottels met mooi etikette nodig nie. Dit smag na mense wie se geloof eg is, wat vars is en aktief is. Mense wat glo dat dit beter is om van jouself te gee as om weggepak te word. So dis goed dat ons ook in hierdie week en dalk die res van die jaar sal gaan stil staan en onsself ook eerlik vra, is my geloof nog bruikbaar? Of is dit net 'n mooi houer met niks om te bied aan die binnekant nie? Is my hart nog oop vir 'n wêreld wat stikkend is? Of het ek my begin afsluit agter gemaklike gebede en veilige roetines? Is my geloof besig om lewe te bring of net om te oorleef? Jesus roep ons nie om soos ornamente op 'n kerkrak te wees nie. Hy roep ons om agter hom aan te loop, reguit in die werklikheid van mense se seer in die storms van die lewe, in die hospitale, in die besige strate, in die plekke wat ongemaklik is en selfs nie lekker ruik nie. Dis waar Jesus werk en dis waar hy ons nodig het. Daarom klim van die rak af. Moenie net nog 'n mooi godsdienstige verpakking wees nie, maar laat toe dat jy ook oopgebreek word. Laat die geur van geloof mense tref wat lanklaas iets eg geruik het. Gaan leef vars. Moenie jou lewe bære vir een dag nie, maar gebruik dit nou. Bid nie net dat God jou veilig sal hou nie, maar bid dat hy jou ook bruikbaar sal maak. Moenie net vra om gespaar te word nie, vra om gestuur te word. Moenie net leef om alles bymekaar te hou nie, maar leef om dit uit te deel. Ek en jy is nie geskep om agter 'n glaskas te sit nie. Jy is gemaak om lewe te bring, hier en nou, soos Christus. Kom ons bid saam.
Here, breek my asseblief oop. Gebruik my, ook waar dit seer is in hierdie lewe, daar waar dit nodig is. Bewaar my nie net nie, Here, maar stuur my. Maak my geloof vars en lewend en bruikbaar tot U eer. Amen.